Kom hier so vanoggend, dit gaan so 'n bietjie van 'n vreemde verloop wees. Ek het gevoel, kom ons doen dit hierdie jaar so 'n bietjie anderster. So ons is hier so vanoggend as broers en susters van Jesus Christus, wat elkeen geraak is deur sy afsterwe. En ons gaan ook dan vanoggend 'n roudiens hou ter nagedagtenis van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Ons bid julle regtig ook 'n wonderlike Paasfees toe saam met julle geliefdes, en mag die diereprys van ons Here Jesus Christus, wat hy vir ons elkeen aan daardie kruis betaal het, ook ons regtig aan die harte raak. Ek gaan vra, kom ons raak rustig by die Here, en ons begin ook net hierdie oggend in sy naam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, as ons vanoggend hierso so saam is om te dink aan die diereprys van u seun op daardie Vrydagoggend, dan kan ons nie anders as of maar net dankie te sê nie. Want Here, ons weet dat daardie prys was nodig vir elkeen van ons. Want elkeen van ons sou die hemel gemis het as dit nie vir u seun se dierprys was nie. Elkeen van ons het sonde, en die loon van die sonde is die dood. Here, ons kom buig vanoggend net in aanbidding voor u. Ons kom gee ons harte en ons lewens van u, om vir u te kom sê dankie. Dankie vir alles wat u vir ons doen en beteken, en vir ons gedoen het. Ons loof en prys u in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir julle die begrafnisbrief lees, soos wat julle dit ook ontvang het by die deure. In liefdevolle herinnering van Jesus van Nasaret, gebore +- 4 voor Christus, en terug na sy hemelse tuiste op +-27 na Christus. Ons neem met dankbare harte afskeid van Jesus, die seun van Josef en Maria. Hy was bereid om sy hemelse woning te verlaat om mens te word op aarde. Hy is wreed gemartel deur die Romeinse soldate. Hy was afgekeer deur die Fariseërs en Jode wat hom eintlik moes erken het. Hy bloei sy laaste druppel bloed vir elke mens op aarde uit en sterf at die ouderdom van ongeveer 33 jaar. Ek gaan vra, kom ons staan, dan sing ons eerste lied so saam. Die woorde sal op die bord verskyn, dankie. Vader, ja, u het die alles vir ons gegee, u seun, Here Jesus, u het die laaste druppel bloed vir ons elkeen gegee. En u verlang dat ons dan ook in so 'n verhouding met u sal lewe, dat ons onsself as 'n lewende offer weer aan u sal teruggee uit dankbaarheid.
Nie omdat ons saligheid kan bewerk nie, Here, maar omdat ons net wil sê dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir Paasfees, dankie dat ons ook vanoggend hier kan herinner word van die diereprys wat U vir ons elkeen betaal het. Mag ons ook net in hierdie naweek ook net regtig weer die ware betekenis van dit alles beleef. Dat dit ons regtig aan die harte sal raak en dat ons regtig nie anders sal kan as om te wil 'n dankbaarheidslewe te gaan lei nie. Here, dankie ook dat ons ook hier in die vryheid van ons eie gemeente ook so saam kan wees, ook vir hulle wat vanoggend hier saam met ons is, wat kom kuier het, Here, ons wil ook bid dat U met hulle elkeen sal wees en ook hulle sal styf vashou in die hand, ook in hierdie lewe, wat ook so skud en al die tekens wat U vir ons voorspel het, Here Jesus, dit speel voor ons oë af en ons dankie dat ons weet, ons aanbid die enigste en die ware God, ons prys U in Jesus naam, amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ons skriflesings vanoggend is 2 gedeeltes uit die woord van die Here. Die eerste daarvan is in die Johannes Evangelie. Ons gaan daar lees van vers 17 tot vers 27. Ons gaan vanoggend die 3de en 4de kruiswoorde van Jesus Christus oorgesels en Dominee Andre het gisteraand ook vir ons die eerste 2 gedoen. Ek sal net so vinnig miskien na dit terug verwys net nou. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder daar sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna het hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Dan lees ons ook uit Markus 15 vers 33 tot 41, dit is die volgende kruiswoord. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons en suur wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kan kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het hom die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van
klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar, tot sover. As ons vandag terugdink aan die lewe van ons Here Jesus Christus, van geboorte af, dan kan ons nie anders as om te merk dat dit maar 'n baie eenvoudige lewe was. 'n Lewe sonder baie rykdom, baie eenvoudig, so eenvoudig dat die mense hom nie erken het nie, en nie gesien het as vir wie hy regtig was nie, want in die mense se oë moet 'n koning bo alle konings sekerlik in 'n paleis gebore word. Maar ons Here Jesus het vir ons kom wys dat die aardse dinge is nie wat saak maak nie. Dit wat jou ryk maak, is dit wat geld juis nie kan koop nie. Hy het niks besit nie. Selfs in daardie laaste week moes hy 'n donkie vol laat nader haal vir hom om op te ry, want hy het nie eens sy eie donkie of ryding gehad nie. Hy moes van huis na huis gaan om daar tuis te gaan, en oral is hy verwelkom. Maar die mense wat eintlik hom moes geken het, die Fariseërs, het hom nie gesien vir wie hy is nie. Al die profesieë wat in vervulling gekom het, waarvan ons ook vanoggend gesien het, wat terugverwys na Psalm 22, waar daar geskrywe staan, hulle sal my kleed, hulle sal loon vir my klere. Al daardie goede wat die Fariseërs geken het voor hulle oë afgespeel en hulle het hom nie raak gesien nie. Omdat hulle verwag het dat hierdie koning moet sekerlik kom en die Romeine almal die juk van die Romeinse ryk van hulle kom af wegneem. Maar die koninkryk van Christus werk anderster. Sy koninkryk is 'n koninkryk van liefde. En hy is in sy wese is hy liefde. Hy het oral waar hy gaan en stil gestaan het, by eenvoudige mense, die mense wat deur die wêreld verstoot was, het hy gaan stil staan. Hy het die melaatses nader geroep en hulle nie weggewys nie. Hy het die eenvoudige tollenaars en die mense wat 'n afskuw was in die wêreldse oë, het hy by stil gestaan en selfs by hulle tuis gegaan. En watter voorbeeld het Jesus dan nie vir ons elkeen gestel nie? Hoekom is ons as mense so vandag so gesteld op ons rykdom en dit wat ons najaag, ons status, ons wil belangrik wees, ons wil meer en meer besit. Ons wil nie saam met mense wat deur die wêreld verstoot is gesien word nie. Ons wil saam met die Engelse woorde die who's gesien word. En Jesus kom wys vir ons die teendeel. Hy het vir ons gewys op sy aardse lewe dat daardie vriendskappe het ewigheidswaarde. Maar daardie besittings, daardie goed wat ons hier op aarde so jaag, vat jy niks van saam na jou ewige tuiste toe nie. Ons sien vanoggend, om net aan te las by die eerste 2 kruiswoorde van gisteraand, daar Jesus vir die eerste woorde wat hy aan die kruis sê is, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit wys dat Jesus het 'n hart gehad tot op die einde vir die mensdom. Hy verwys hierso na almal wat 'n aandeel het dat hy daar in daardie kruis hang, vir die Fariseërs en die soldate wat hom so martel, en hy vergeef hulle. Daardie mense wat hom gespoeg en geslaan het, vra hy Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan sien ons dat dit begin bietjie meer na individue toe gaan wanneer hy aan die kruis hang met die sondaar in sy linker en regterhand, en hy sê ook wanneer daardie sondaar na hom uitreik in sy laaste oomblikke tot die besef kom wie Jesus regtig was en sê, Christus, dink vandag aan my as jy aan die kruis hang. En die Here sê vir hom, seker jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Nie dat hy iets kon doen daardie man, van die kruis afklim om te gaan gedoop word, van die kruis afgaan om enige werk te gaan doen om jou saligheid te beerf nie. Maar Jesus wys vir ons in daardie laaste oomblikke dat daar is vir jou 'n weg na die ewigheid as jy net tot daardie besef kom in wie hy is en nie voor hom te buig en hom te erken as die seun van God.
die een wat die prys vir jou kan gee van die ewigheid. Dan vanoggend sien ons daar in Johannes dat Jesus daar so in sy laaste oomblikke voordat hy sy asem uitblaas, dan sien hy sy moeder en hy sê vir sy moeder, vrou, daar is jou seun, en hy sê vir die disipel, daar is jou moeder. Maria was die een wat Jesus in hierdie wêreld ingebring het. Maria, die moeder wat die boodskap gekry het van die engel Gabriël om te sê dat jy moet hierdie seun Jesus Christus noem en jy moet hom groot maak, jy sal hom in die wêreld inbring. En die laaste ding wat Jesus doen is om hierdie moeder wat hom groot gemaak het, wat alles haar hele lewe vir hom geleef het, om hom groot te maak in die naam van die Here, het sy laaste werk wat hy moes doen, is om haar oor te gee na sy gunsteling disipel in Johannes. Wat die mooi beeld hier so is, dat Maria bring vir Jesus in hierdie wêreld in, maar Jesus sal Maria in die volgende wêreld, in die volgende lewe invat, daar die ewigheid in die hemel. En dit is ook net vir my opvallend dat hy vir haar sê, vrou, daar is u seun. En dan sê hy vir die seun ook, daar is jou moeder. Want op daardie oomblik, wanneer Jesus sterwe, is sy aardse bestaan tot 'n einde. Hy gaan wel weerkom en aan die disippels verskyn, wat hy moes, laat almal kon weet dat hy opgestaan het uit die dode. Maar op daardie stadium is hy eintlik nie meer die seun van Maria nie. Hy neem sy volle posisie weer as ons verlosser en saligmaker, die seun van God, in sy posisie wat hy vir ewig sal beklee. Daarom sal Maria, net soos elkeen van ons ook, 'n suster van Christus wees in die lewe hierna. Sy sal nie weer sy moeder wees nie, in die hemel nie. Net so sal jou pa op aarde en jou ma op aarde nie jou hemelse pa en haar. Ons gaan almal broers en susters wees. Ons gaan nie in verskillende eras wees of titels en dinge of van pa en ma mee beklee nie. Vrou of man, die woord sê vir ons ook, ons sal nie geslag hê nie, maar dat ons net vir ewig sal wees in 'n wese, in 'n nuwe verheerlikte liggaam. En dan sien ons dat Johannes neem die vrou dadelik aan, van daardie oomblik af, is hy nou verantwoordelik vir haar. Jesus het nie meer 'n verantwoordelikheid in die aardse sin om na Maria om te sien, sy moeder nie. Ons moet onthou, Josef is dood en dit was nodig gewees dat daar 'n man moes wees. Dit is vir my eintlik 'n bietjie half skokkend dat sy broer Jakobus, wat ons weet ook die brief van Jakobus geskryf het in die einde van die Bybel, dat hy is ook Jesus se broer, maar tog word die moeder aan Johannes oorgegee. Ek dink daar was 'n baie sterker band op daardie oomblik tussen Johannes en sy en Jesus as wat daar op daardie stadium dalk miskien tussen Jesus en sy broers was. En dan die volgende kruiswoord wat ons gekry het in daar in Markus 15, waar Jesus sy laaste asem uitblaas en uitroep tot God. Ons weet dat Romeine sê vir ons dat die loon van die sonde is die dood. So ons sterf as gevolg van die sondige natuur wat in hierdie wêreld is. Maar Christus was sonder sonde gewees sy hele lewe tot op daardie oomblik. So kon hy dan regtig gesterf het, want jy kan nie sterf as jy nie sonde doen nie. Daarom sal ons in ewigheid in die hemel nie sterf nie, want daar gaan nie sonde wees nie. Daar gaan nie hierdie vervallenheid wees wat ons op hierdie aarde beleef nie. Maar op daardie oomblik, wanneer Jesus uitroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wanneer dit sê, my God, waarom het U my verlaat? Dit was op daardie oomblik wanneer die sonde van Adam en Eva tot die laaste mense wat in Openbaring se tyd gaan lewe tot op die einde, daai laaste mense, al daai sonde. Ons praat van elke verkrachting, elke moord, elke
dwelmverslaafde, ons kan dit opnoem, hierdie verskriklike sonde wat ons in hierdie wêreld het op Jesus Christus afgekom, op daai oomblik. En vir Jesus het dit gevoel vir 'n oomblik asof God sy rug op hom draai. En daarom het hy sy laaste asem uitgeblaas, want op daardie oomblik het die sonde van die ganse bestaan op hom afgekom. En ek dink elkeen van ons weet hoe verskriklik is hierdie wêreld. Ons weet wat se verskriklike sondes en dinge aan die gebeur is. En Jesus het gekies om dit vir ons elkeen daardie prys te kom betaal. So hoe sê 'n mens dankie vir dit? Deur jouself aan hom te kom wy. En op daardie oomblik toe Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Moes die Satan sekerlik gedink het, dis verby, ek het die oorwinning behaal. Ek het oorwinning oor Jesus Christus behaal. En hy moes geglimlag het. Maar ons wat nou lewe na die dood van Christus, ons weet gelukkig, dit was nie die einde nie. Ons weet Sondag kom. Maar vir 'n oomblik moes Satan gedink het, yes, my plan het gewerk. Want van die begin af wou hy vir Jesus uit die weg uitkry. Ons weet van Herodes wat al die babietjies onder 2 jaar doodgemaak het om daai tyd al 'n instrument in Satan se hande te wees om die kindertjies uit te roei sodat ons net hierdie Messias kan kry, die een wat die prys moet kom betaal het om hom uit die weg te kry. Maar God is groter. En soos daardie spreekwoord sê, ain't over till it's over. Dit is nog nie verby nie. 3 dae later, soos Jesus ook die hele tyd deur sy aardse bestaan vir die disippels gesê het, ek gaan op die 3de dag weer opstaan. Op die 3de dag sal die tempel weer opgebou word. So wat sê dit ook vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend? Wat is jou donkerste oomblik? Wat is daai dinge wat jou laat wakker lê, wat jou so laat van sweet uitslaan in die nag? Dit lyk vir jou soos die einde, maar dit is nie. Die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het, is juis wanneer dinge op sy desperaatste lyk, wanneer dit lyk asof God sy seun verlaat het, is God eintlik in die agtergrond besig om die grootste wonderwerk van alle wonders te doen. En so is hy ook in jou lewe besig. Dis nie verby totdat God sê dis verby nie. Jy kan dit dalk nie nou sien nie, en vir Satan lyk dit, ja, ons het oorwinning gekry. Maar God is besig om daai grootste wonderwerk van al die wonders te doen. Nie net laat hy Christus uit die dood uit opstaan nie, maar hy kry ook oorwinning daardeur oor al die sondes. Die woord sê vir ons, deur die eerste Adam het die sonde in die wêreld gekom, deur die tweede Adam, Jesus Christus, is al die sonde uit die wêreld uit weggeneem. So moenie moed opgee nie. Dit lyk dalk vandag vir ons ook donker om ons. Dit lyk asof God sy rug op ons gedraai het. Maar net soos met Jesus gaan daar 'n 3de dag aanbreek. Gaan daar 'n uitkoms kom. Of dit op hierdie aarde gaan wees, en of dit is of hy ons in die ewigheid gaan inneem, ons weet nie. Maar is 'n tye soos die wat ons moet staan op wat Jesus gesê het hy is. God het hom openbaar deur hom as mens na hierdie wêreld te stuur. En ons weet, hy is die God wat voorsien. Hy is die een wat vir ons gesondheid bring. Ons ken al daardie ou name van die Ou Testament van God. En hy is, en hy sal, en hy was, en sal vir ewig dieselfde God bly. Hy sal aanhou voorsien. Hy sal aanhou om ons te dra wanneer ons nie meer kan nie. Want hy is wie hy is. So hou vas in hierdie donker tyd. Jesus het ook dalk vir 'n oomblik gevoel God het van hom vergeet. Maar in die donkerste tye
kom die grootste deurbrake. Dit is soos daardie Israeliete wat voor die Rooi See staan, gaan ons vandag verdrink of gaan die Egiptenare ons doodmaak, en wat gebeur? God laat die Rooi See skei, en hy lei sy mense op droë voet daardeur, en hy laat die vyand daarna agterbly, en wis dit uit. Dis God se plan. Dis God, die God wat ons aanbid. En hy het ons so lief, dat hy hierdie prys vir ons kon betaal het. So miskien twyfel ons aan hom, miskien twyfel ons, Here, het ek al soveel sonde gedoen, dat U nie meer vir my lief het nie, dat U rug op my gedraai het. Nee, daardie sondes het alles op Jesus afgekom. Ja, God is teleurgesteld wanneer ons sonde doen, maar dit is betaal. En hy sien ons deur die bloed van Christus as skoon, rein gewaste kinders van hom. Maar dit is ons wat voel dat daai las van die sonde 'n skeiding bring tussen ons en God. Wanneer jy sondig, is dit nie maklik om op jou knieë te gaan om in tyd met die Here te spandeer nie. Maar onthou, die prys is betaal. Daardie oomblik het hy sy laaste asem uitgeblaas en die voorhangsel het geskeur. En onthou wat het ons so Sondag gesê, die boodskap was dat daardie terugkom, daardie herstel wat hy vir ons gebring het, die voorhangsel is geskeur, daar waar die 2 serafs op daai voorhangsel was, is weg, ons kan nou deurgaan. Ons het vrye toegang nou tot die Vader, deur dit wat Jesus vir ons kon doen het. En benut ons dit, lewe ons so, lewe ons, gee ons om vir ander mense, soos wat Jesus gedoen het om vir sy moeder op sy laaste oomblikke seker te maak dat sy sal na hom gesien word. Sien ons nog om na mekaar, of is dit net elkeen vir homself? Het ons nog 'n hart vir mekaar? Jesus het 'n hart gehad vir sy moeder, en vir die sondaar aan sy kruis, en vir elke mens wat hom daar gespoeg en geslaan het, en gesê, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink nie ons sal ooit weet wat het Jesus prys gegee vir ons elkeen nie. Wanneer ons hom gaan sien op die regterhand van die Vader sit, in sy hemelse troon, dan gaan dit vir ons regtig deurbreek. Daardie koning van ons, wat eintlik vernederd was, half naak aan 'n kruis moes gehang het vir ons, dat hy bereid was om dit te doen. Maar ons sien hom nog, dink ek, meeste van ons sien hom nog as daardie man wat op die aarde geloop het. Ons dink nie altyd aan hom, want ons was nog nie in die hemel om regtig daardie glans en heerlikheid van hom te aanskou nie. Eendag sal ons weet, wat moes hy net om mens te kon word het, watter amper vernedering was dit vir hom. Maar hy was selfs bereid om dit te doen, en dan nog om te gaan sterf aan 'n vloekhout. So mag die lewe van Jesus ons inspireer om dit te gaan doen wat hy kom doen het vir ons, om dit voor te sit, om te gaan stil staan by die eenvoudiges, om te gaan uitreik na die wat deur die wêreld verstoot word, om nie te dink ons is beter nie, om nie ons hele bestaan op aarde te maak dat dit net gaan oor rykdom en status en om meer te hê nie. Dat ons sal bereid wees om die knie te buig, soos wat ons gisteraand weer gesien het, om die voete te gaan was. Nie om die belangrikste wil wees nie. En onthou, wanneer dinge op die desperaatste oomblik lyk, kyk vir die groot uitkoms wat kom. Kyk vir daai wonderwerk, kyk vir daai Rooi See wat gaan skei, kyk vir daai 3de dag waar die grafsteen weggerol gaan wees en Jesus uit die dood uit opstaan. Want die Here wil ook vir jou deurbraak bring. Lewe naby aan hom, en jy sal sien hoe hy vir jou dra, en deur die uitkomste bring, want dit is wie hy is.
Hy is Yahweh Jireh, die God wat voorsien, die een wat vir ons die uitkomste bring. En hy is ook El Roi, die God wat jou sien, daar waar jy is, waarmee jy mee worstel, hy weet van dit. En hy is die een wat in die donkerste oomblikke die grootste deurbrake bring. Amen. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend ook net weer herinner kan word van wat U vir ons elkeen kom doen het. Die voorbeeld wat U vir ons kom stel het hier op hierdie aarde. Here, dat selfs in die laaste oomblikke het U nog seker gemaak dat U moeder na hom gesien sou word. Dat toe U opgaan na die hemel toe, dat sy nie sal moeilikheid hê en probleme hê op aarde en 'n swaar bestaan sal hê nie. Here, en dit is U hart, was altyd meer verander as vir U self. U het by die eenvoudiges gaan stil staan. U het nooit bekommerd gewees oor die mense wat die vinger na U toe gewys het en te sê, kyk met wie gaan hy om nie. Here, ons is altyd so gestel op wat mense van ons sê en van ons dink. Maar ons identiteit lê in wie U sê ons is. Ons is kinders, ons is erfgename. Here, U moes sterf sodat ons die ewigheid kon beerwe en alles wat daarmee saamgaan. U sê vir ons in Hebreërs dat alles gaan aan ons onderwerp word en daarby is niks uitgesluit nie. Here, dit is gedagte so groot dat ons staan net vandag weer in verwondering. Dit is 'n moeilike dag om maar terug te dink aan daardie pyn en lyding wat U moes verduur het vir ons elkeen, maar Here, dis ook 'n blye dag, want deur daardie volmaakte offerlam wat U vir ons was, is daar nou vir ons 'n weg na die ewigheid. En U is die hoëpriester wat vir ons eenmaal agter die Allerhoogste ingegaan het om U bloed vir ons uit te bloei en daarmee vir ons ook net weer 'n weg gebaan het om in 'n verhouding met U te kan lewe en met die Vader. Dit wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden, dit het U kom regmaak op daardie Vrydag. Here, ons harte loop maar net oor van dankbaarheid, want daar is nie woorde of gedagtes wat ons dankbaarheid in volle kan beskryf nie. Maar Here, mag ons regtig nou gaan leef soos vrygekoopte kinders. Dat ons regtig dit wat die tyd wat ons oor het op aarde, Here, nie so deur hierdie bekommernisse vasgevang te word nie, maar dat ons regtig die vryheid sal besef wat in ons is, en dat ons tot op ons laaste asem, Here, ook sal gaan omgee vir mense daar buite wat U nodig het. Here, ons loof en ons prys U vir dit alles in Jesus naam. Amen. Soos wat julle ook op die blaadjie sien, ons gaan nou nie vandag na 'n graf toe stap nie, maar ook daarna sou Jesus by die graf van Josef van Arimatea neergeleg word het. Die draers was Nicodemus en Josef van Arimatea wat by Pilatus gaan toestemming kry het om hom af te haal, om hom dan in die graf te gaan neerlê. So, terwyl ons hierdie dure prys van Jesus Christus in gedagte het, nooi ek julle almal om nou aan die nagmaaltafel te kom, ook om net fisies te dink en te voel en te beleef, soos wat ons gisteraand by die water gevoel het, daardie skoon gewasheid, mag ons ook vanoggend proe en voel met die brood en wyn wat ons nou gaan gebruik, dit wat Jesus ook vir ons elkeen kom doen het. So ek nooi julle uit, ook vir die wat by die tafel gaan sit, dat julle asseblief nou na vore te kom en vir Andre en Dominee Andre wat vir ons die tafel in gereedheid sal bring. Baie dankie.
Ek lees ook net vir ons die begrafnisbrief. Ons neem dan ook nou afskeid van Jesus Christus van Nasaret wat deur die dood van ons op weggeneem is. Hy het ook vir hulle gesê, ons vind troos in die woorde, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in ewigheid nooit sterwe nie. Dan vra, kom ons staan net almal saam, en dan gaan ons ook die afskeid neem en ons geloof hardop saam bely. Ons glo dat al hierdie dinge wat ons hier doen, is vir ons van betekenis. Ook dit wat Jesus op daardie Vrydag vir ons gedoen het. So kom ons staan en as jy wil hardop saam met my sê, sê dit gerus saam. Ek sal vir ons voortgaan en doen ons net belydenis van ons geloof ook so saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is en ter herre neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Voordat ons die tekens uitdeel, wil ek net sê dat as jy vrymoedigheid het van die heelwat besoekers, as jy vrymoedigheid het om by jou eie gemeente ook die nagmaal te gebruik, is julle welkom om dit saam met ons te gebruik. Dis maar, ons almal wat hier sit, het sonde in ons lewe, ons kom nie hier aan sit omdat ons sondeloos is nie. Ons vra ook net bely en dink daaroor, bely dit voor die Here en sê ook op hierdie dag juis vir hom dankie. Dankie dat hy daai laaste bloed ook vir jou uitgebloei het aan die kruis. Die binneste rytjies naby aan die broodjies is druiwesap vir die wat druiwesap wil hê, die buiteste rytjies is die nagmaalwyn. Ons deel dit alles uit en dan daarna sal ek dit vir ons instel. Indien jy die groot beker vol gebruik, sal ek net nou ook vra vir aanduiding.
gaan net so 'n oomblik gee vir stil gebed, terwyl jy die brood neem, en net jouself bietjie, net in daardie dag probeer inleef. Ons gaan net nou so ietsie weer kyk, en beleef van Jesus se lewe, maar net daardie marteling, dit was nie 'n goedkoop prys nie. Ons weet wat daardie goed waarmee hulle hom gegeesel het, self die vleis uit sy lyf uitgeruk het, wat van die geskiedkundige skrywers sê dat hulle kon self sy longe sien asemhaal, daar was niks meer oor op daai ribbekas nie. Dit was duur, en dit was vir elkeen van ons wat hier sit, en ook vir die hele wêreld, so hartseer dat almal die rug op God begin draai vir daardie dierprys, maar hy was bereid om vir ons elkeen die pad te stap. So sê maar net dankie vir oggend. Ek gee so 'n minuut vir stil gebed, dan sal ons voortgaan. Vader, ons dankie dat ons nou kan aansit by die nagmaalstafel. Ek wil vra dat U hierdie tekens aan ons liggame sal seën ook in die gebruik daarvan. Dat dit regtig met ons sal praat ook in hierdie dag. Here, ons kom bely ons sondes. Ons kom bely, Here, dat ons elkeen wat ook hier is vanoggend 'n deel daaraan het dat U aan daardie kruishout moes sterf. En ons dankie dat U nie op die einde kop uitgetrek het en gesê dat U nie meer kans sien nie, maar dat U die prys voluit betaal het. Toe U uitgeroep het op Tetelestai, dit is volbring. Die laaste sonde is voorbetaal. Here, ons gee ons lewens as 'n dankbare offer ook vir U. Neem ons en gebruik ons ook om 'n verskil te maak in U koninkryk. Ons eer U en ons prys U in Jesus naam. Amen. In die nag wat Jesus gevange geneem is, en hy en sy disippels om die tafel gesit het en die Paasete geniet het hy op 'n stadium die brood geneem en dit begin breek en gesê, die brood wat ek breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Daarna het hy die wyn geneem, die beker van danksegging, dit geskink en gesê, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kan ek net 'n aanduiding kry van die groot beker? Is daar iemand aan hierdie kant?
Baie dankie, julle kan julle plekke gaan inneem. Andre gaan vra dat ons daardie slideshow of die verhaal van Jesus net sal maar kyk en ook net weer herinner te word waarvoor Jesus na hierdie aarde kom.
Ek lees vir ons so 'n paar dankies van Maria. Dankie vir die wonderlike seën wat u vir my was. Van Petrus die disipel, dankie dat u my nie laat verdrink het toe ek op die water geloop het nie. Dankie dat u ook my skoonma gesond gemaak het. En Leefie die tollenaar wat ons ken as Matteus, dankie dat u nie op my neergesien het as 'n tollenaar nie. Dankie vir wie u my kom maak het. Van Johannes, die gunsteling disipel, dankie dat u my as een van die gunsteling disipels gekies het. Dankie dat ek die voorreg gehad het om saam op die berg van verheerliking te kon wees. En die man by die bad van Bethesda, dankie dat u my na 38 jaar weer die kans gegee het om te kan loop. En die vrou by die put, dankie dat u kom wys het dat u die Messias is en dat u gekom het vir almal, selfs 'n Samaritaanse vrou wat al 6 keer getroud was. Kom ons sê ook net dankie en ons manier van dankbaarheid is ook om ons offergawes vir die Here te gee en daarna sal ons die slotlied ook lekker staande saam sing. Kom ons staan saam, dan sluit ons af en daarna sal ek ons die seën uitspreek. Wonderlik is dat ons met die Bybel en ons weet dat wat hierna gebeur het en dat daar 'n opstanding Sondag is, maar op daardie oomblikke moes dit vir sy geliefdes 'n baie bekommernisvolle en 'n hartseer tyd gewees het. Maar ons dank die Here dat ons weet dat hy kom weer en hy gaan ons kom haal. Ontvang dan uit die Here se seën en mag julle
'n geseënde Paasfees verder hê. Ons sien mekaar dan as die Here wil Sondagoggend 6:00 vir die opstandingsdiens vir die wat dit kan bywoon, hier voor in die parkeerarea en dan om 8:30 Vrydagoggend vir die normale Sondag opstandingsdiens hierso in die gemeente. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.